Groei ek in hy spot nou die dag so stuur vir my foto toe soos kan jy glo dis hoe dit begin het. Net 'n gewone standjie sommer net so met 'n drommetjie net met die toolboxie bo-op met die stokkietjies op die penne en eers hier trek ons nou al. Ek sê dit is die dam. Ja, as jy voorhengel waar daar oewer beskikbaar is, die dam, dit gaan na die middel van die dam toe. So hy dip nog al baie vinnig, baie diep. Ja, het al baie daaroor gepraat van hoe hardap is 'n lei by dam. Verskil by ons dit. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Saki van die Kerk. Alright, kom ons kry hierdie ding aan die gang. Okay, welkom terug by nog 'n episode van the Original Podcast. Ons is vanaand bietjie hierso in Namibië, in Windhoek, met ons ou pelle hierso van die verre noorde in Afrika. So by pelle sal ons gaan bietjie op in Afrika. Amper tot by Rommel. Ons kuier vanaand bietjie hierso. Dis lyk so 'n bietjie anders dan ons het 'n lekker bier hierso. Ek gaan nie probeer ander kameras en goed opstel nie. Dit raak net moeilik. So hopelik kan julle ons hoor, hopelik kan julle ons sien. En dan gaan ons maar net 'n bietjie lekker gesels. Ons gaan 'n bietjie gesels rondom hardap. Ons het gister hardap gefish, dit is nog regtig vars. Lekker dam. Vars in ons geheue. My hande is nog 'n bietjie vuil van hardap en daar's ons gate in my vingers want ek vergeet 'n bietjie hoeke skerp. En dan hakkie hoeke mense 'n bietjie seer. Maar ja, Gert, jy's 'n aanhanger van die podcast. Ek weet jy kyk baie van die podcast. Ek het al baie met jou gesels oor. Religiously. Welkom by die podcast. Dankie, is lekker om julle hier in Namibië te hê. Welkom by ons, soos julle kan sien, Namibië. Cheers. Lekker om julle hier te hê. Ek is bly julle het veilig tot hier gekom. Cheers, sak. Ons kan actually cheers. Ons het nie meer 'n skerm voor ons. Nee. Alsai. En al een van ons lekkerste damme in Namibië gehengel. En dan hengel ons dan môre nog by Wonbach ook. So Yes. ek is nog opgewonde vir dit ook. Ja, dis net hier 'n klip gooi van Windhoek af, hier buitekant by ons. So ek sien uit om julle môre soontoe te vat. Te kyk of ons daar hopelik 'n paar lekker visies kan uitkry. So yes. Nee, Ja, ek sien en uit dan- vir môre. My ou universiteit pel, Kaal. Jy's ook een van die welbekende Namibiese hengelaars. Ek sien jou. Sal nou nie Op dit Face- so ver gaan nie. Maar nee, jy hengel daar al 'n geruime Ja, tyd. so 'n tydjie nou, Dis iets wat ek sien jy baie passievol is. Ek dink nie dit is iets waar jy passie gehad het op universiteit. Glad nie. Glad nie. As jy daai tyd al 'n passie gehad het, sou ons daaroor gepraat het. Dink Nee, dit sou 100%. in 'n conversation Ons hom ingekom. gedwing het. Nee, so ek sal sê my ou vriend hier langs my Het hy jou het my so 4 jaar terug het ons so stelselmatig begin met 'n bietjie sosiaal en toe het hy bietjie meer gehengel en ek bietjie meer van hierdie gevat en so het dit maar aangegaan tot waar ons nou waar vandag sit. Naderhand met my stok vir Kaal begin gee en eventually Kaal sy eie stok begin kry en toe het Kaal naderhand 'n tweede stok bygekry naderhand uit 'n toolboxie uit en eventually dit begin groei. Ek in hy spot nou die dag so stuur vir my foto toe soos kan jy glo dis hoe dit begin het. Net 'n gewone standjie sommer net so met 'n drommetjie net met die toolboxie bo-op met die stokkietjies op die penne en eers hier trek ons nou al. Maar ek dink dit is nog 'n interessante punt wat jy daar sê. Ek dink dis 'n struik waaraan baie mense trap. Is hulle dink jy het al die gear en al die shiny goed nodig om vis te gaan vang. En dit is nie waarheid nie. Daar ons het nou gister ons by hardap gaan hengel. Ons het lekker kontrole, ons het lekker stokke, ons het 1 stok minder. Ek sal net vir julle 'n storie vertel van dit. Maar ons het met die 2 9 voet stokkies wat ek mee gehengel het, dit is ugly sticks. Dit is regtig nie, dis nie enigsins iets om oor huis te skryf nie. Ek het met my ou Shimano's gehengel waarmee ek gehengel het as 'n junior. Dis 20 jaar ou kontrole, 15 jaar ou kontrole waarmee ek gehengel het. En hulle werk net so lekker. Ek het nog steeds Kaaps gevang. Dit is nog steeds lekker. Dit werk. So Maar dis nou daai presies, jy sal môre ook sien soos Wonbach, jy kry partykeer nog selfs by Harda bietjie, maar meestal Wonbach kry jy mense wat in die township die settlement plekkies is wat met jou handlyn ook net hengel. En dit wys mens hoe primitief mens nog steeds kan hengel eintlik nie. Dis nie 100%. nodig dat jy soos jy sê al die bells en whistles hoef te hê om ordentlik vis te vang. Die belangrikste jy moet net in die water kom. Die enigste ding wat ek kan sê is net 'n pity call dat jy nou eers 4 jaar terug dit besluit het. As dit nou 14 jaar terug was, dan kon Sakkie nou op die regte manier help. Dan het jy nou nie met skalkse goed gesit nie. Dan het jy nou nie hier gesit met 'n supercars tempie en goed nie. Dan ek hom dalk anders te reg gehelp in plaas van hy het my reg gehelp. Dan het ons julle styl Om geleer. weer dan te my gekondisioneer al van die Ja. Nee, dit is nou hartseer. I can neither confirm or deny Maar allegations. ons kan dit daarom môre vir julle iets nuuts lê. Maar dit is lekker dat ons bietjie ek dink Original as 'n silks is redelik nie wel gevestig in Namibië nie.
So is lekker vir ons om byvoorbeeld die produkte self te kon getoets het gister by Hardap en goed dit. So dis waar ons nie iemand anders moet sê ag hoor jy gaan draai die nie, waar ons letterlik sê ek weet jy wat ons doen dit. Kon gesien het wat is die resultate. Ek was nou bietjie meer want ek so lank terug hengel het ek maar toe ek op 'n ding gekom het wat gewerk het ek nog maar op dit gebly waar my pa het nou gesê weet jy wat ek kan nou 'n bietjie rond speel. Ja, try bietjie. Jy het nog steeds die bus gesoek. Ek dink hulle gaan in elk geval wel teruggaan soen. Dus ek dink hulle het ook nou agterkant gehad dat hulle sal. Ek het mos nou gesê gaan vir ouma boksie koringkrieket gee as 'n vroeë Kersfees. Jy hoef hom nie te gee. Daar's genoeg. Daar is genoeg. Haar goed het Lia gister laat gil en skree en tap dance en ek dink Pot gesê ek moet daai video insit. So ek dink dis dalk 'n goeie 'n plek om daai videoetjie in te sit. Ja, ons sal nou 'n foto weer moet kry soos ons nou gesê het en dan 'n insetseltjie kan insit en wie dat mense kan sien hoe lyk 'n koringkrietjie by ons. ja, nee, ons dit was die eerste visie aan die lyn. Lekker ZZ floatie. Lekker ZZ floatie en A to Z. ZZ floatie met 'n DG. En dis 'n lekker. Nee, net 'n lekker dik vis aan. Definitief, ek weet nie. Ek neem maar aan dit is seker maar 'n kaap. Hopelijk is hy 7 kilos. Julle 7 kilo skaap speel aan hierdie kant nie maar 7 kilo. My kant trek daar 'n bietjie meer uit. Flex your legs. Kom met 'n gooibal geklik. Kom met 'n gooibal geklik. Ek dink die water is koud. Tada! Mooi. Well done, man. I dink dit nou so vinnig gebyt. Daar's die hoek af of hy. Sopa is the winner. No. Just want to catch a fish today. Dis mooi nie. Look at that. I won't fight. Of nie water te kom nie. Gee, Of nie water. small one. 2 kilos. So this is kind of fish. Sopa, what do you think about this fish? Sorry, kleintjie, stand fucking dead still. Sakkie, just gaan haal net daai ding van haar skouer af. Sorry, there were one on your shoulder. I don't know how would they get there. How did they get there? Climb slowly from the back. Alright. So this is the fish. So, ooh! Fok, wat nou? Van julle is op my voet. Hier, daar's my visse in sy moer in. Fok, jy skree so. Absolute chaos. Baby, but that thing was the only way it can climb It sat here. So it was probably, Oh, wow, wait. I don't know. Yes, but as I look at you, kleintjie, I hold the fish and the next one I check, this thing is sitting here and it's going slowly towards your I neck. mean, I saw yours and then what did my feet? Ja, nee, ons Nou moet ons 'n bietjie kielie laat hy ook maak. Laat hy. Ja, ek sien as hulle fight. As hulle fight, Hulle dat eet hulle mekaar. soos Ja, Yes, nee. dis vers- Hulle as jy dis hoekom hulle so baie op die verskriklik. paaie ook is en daai tipe goed. As jy oor hulle ry, hulle eet mekaar. So Hulle die chommy lobali chommy. Nou, Ja. En hulle As hy sê het so 'n kosbare stank reuk af, sou hy nou eventually ons het nou 'n bietjie oor dit gelees vandag en hulle sê hulle eet mekaar nooit as hulle lewe nie. Nee, as hy dood is. Jy moet Maar hom as hy stik en dood as is so, dan nee. as hy dood is dan Ja, maar daai ding se dop is ook, jy kan hom probeer druk aan hy, dis kom die hoek sit ken jy nog my agter gewig. sy- Oom het trap skerp die sewende soorte rok uit hom. Ons het skerp boeke. Nee, maar mens moet hom lewendig hak.
Is dit? Ja nee, maak hom agter sy dop, ons sal sien hy het so 'n halwe skildplaatjie bo wat. Ek het gesien hy het met sulke pennetjies op. Yes, as mens hom nou netjies gryp, kyk, hy veg soos die dood, maar dan as jy hom daan kry, hy bly konstant die dag. Ek dink hy lees boeke daaronder of iets. Ek het nog nie sukses gehad met either die hak of met die vang met die voorkant nie. Dit laat my dink omdat ons nou Hendies toe gaan, is dit seker nou 'n topik wat ons ook kan aanraak. Ons gaan Jeffreys Baai toe so 'n paar jaar terug. Baie jaar terug. En alleen om daai bloedwurms, sulke lang lelike bloedwurms. Daai aardwurms op steroids. Eers nou sê hulle vir ons, nou verduidelik hulle hoe jy nou die ding gaan vang, so jy soek nou die hobbeltjie en die gaatjie. Jy weet hoe maar goed te vang. Nee, so jy wag nou, jy gaan nou waar jy die prons pomp en goed so dit. Dan loop jy nou in daai rivierbed in, dan maak jy so klein duitjie en dan so klein hobbeltjie dan. Op die hobbeltjie het jy 2 drolletjies op. Nee, of was dit in die gaatjie wat die drolletjie? Hulle sê dis so hobbeltjie dan sien jy so swart goedjies, dis nou die drolle wat hy nou daar los. Maar met in die kopkant moet jy nou dadelik gaan in 'n gat grou en jou hand indruk. O nee. Appels. Nee, ons is ons daar, dis my pa vir my. Hy sê daar sien ek sê vir hom. Nee. Wat vandag hierdie warm gehengel na. Nee. Jy weet nie. Ja, my pa gryp op my. Ek dink my pa het een gegryp. En dis Toe gryp hy terug, toe besluit hy nee. Nee, ag maar die ou sukkel met 'n boepen maar goed daar by te kom. So dis net makliker gee vir die plaaslike bevolking weg. Ja, net so, gaan koop ons maar van hulle, maar nou moet ons daai ding haak. Nee, my pa, ons kom na die aand en sê nee, ons gaan 'n bietjie gaan fish en ek kry my strop en alles reg en stokke is reg en ek check daai ding so. Dit is 'n emmer met pink prawns en 'n emmer met daai matprons. Ja, ons matprons en pink prawns. Ja. Sal hengel bietjie anders as ons hengel hier, hè? Toe het ons nog die prons sorteer. Ja. Ja, maar ons klein goedjies, maar nou, ek kyk dit so reg is die prawn gaan ek kan handle. Haai wurm ding. Jy meen hy word mak net so. Ja, daar maar daai prawn. Jy kan nou amper weer gaan reinvest dit weer terug, want die mense luister as jy nog van daai geld, ons gee die wurms weer terug. En dit was 'n goeie besluit geweest. Ek het daai dag so 7 kg steenbras gekry. So dit was Ja, so wel dan. definitief 'n goeie besluit geweest om te gegaan het met die safe by die veilige bed. Ja, die naaste wurms wat ons hier teen die kus het is onwettig om mee te heng. Ja. So as iemand iewerster vir jou sê hulle het wurms dan jy net Dan soos los dit los eerder. net. Dit Nou, wat is net 'n wat slide. is dit? Dis Net vir die kykers want ek weet nie of die kykers Yes, ek weet nie wat se tipe ek weet nie ja, dit sal seker 'n ongelooflike hoe kan ek sê 'n naam hê. Scientific name is mense dit so kan sê, maar ons ken dit net as Nee, wurm. wurms. Hy kom As in so wurm, mooi ja. koerant, mooi toegevou in 'n sakkietjie Nou, en hulle staan we sien can hierdie wolke trek dit is baie koud. we can neither confirm or Or deny deny. any allegation. Al wat ons kan sê is onwettig. Ken nie weet of hy ken iemand wat die wet ken. Sy vrou ook. So dit ons dis hoekom ek en Kaal vermy ons. Yes, nee. Nee, so los maar die wurm So hier by nee, ons, los- hier by ons kus. Dan kom ons dalk hulle vra om Wyd te help om net seker te maak dat ons die regte dokumentasie vir die versekering kan ingee. Ja. Vir die Gister eers ek my maat reisers. Dit is reisers. My maat lekker reisers. 12.6. Ek gaan sit dit op net ek het 5 jaar laas. wat sy so oorspog ook op die Ek vir die stok nou wil ek nie hard gooi nie want alles is moeilik. Om die stand op te slaan was vir my moeilik geweest. My vrou het so vir my gelag en sê vir maar ek het Hy is sy heel eerste kaas. nee, dit is nie. Ek het die ugly stick klaar gegooi. Dit was my tweede gooi. Die ugly stick was my eerste ene geweest. En nou wil ek net vat ek so net hier oor my kop net gou fliek. Want dan sê julle 40, 50, 60 meter is so alright distance. So sê ek is soos dis 'n 12 voet stok. Ek bedoel seker kan ek 60 fliek. Ja, ek staan ek gooi halfpad deur hier. Krag, waar's jou einde? Ek dink ek het regtig waar gedink die voorste Het die uitgetrek. stokke aan mekaar gesit en ek het gedink die voorste stuk het uitgetrek. Het Sy het hom nie mooi uitgetrek, ingedruk nie. Want ek sien dadelik daai ding waar hy so flush af. Skoon. Dis dan So net, skoon breek. 'n hoekie gekry dan. Maar ek het niks getref. Dit was hier halfpad oor gewees toe. Nou, seker maar met die ryery. Dit is Ek het Ryery dis iewers binne te in 'n gekap sak, in. binne in 'n sak, binne in 'n geperd, opgestopte sak. Maar dis gewoonlik wanneer die stokke breek oom. Ons het altyd daai ding ek en Gert hanteer ook ons goeders is in padding, is in sakke en Dis Paula kyk baie keer vir ons as ons die karre pak, dan sy jaloers aan hoe ons mooi na die stokke kyk. die visstok het meer sitplek in die kar as wat ek en Gert het in die kar. En dan kry jy mense wat die goed net op die dakke sit en hulle ry die grondpaaie en
En daai stokke sal nooit breek nie. My Gert se stokke sal so af en toe. Een of ander rede dan sit Sal hom hy 'n net- knak of 2 inkry. Ek het my Razer Hoek nou die dag ook by 'n kompetisie, daar het ek hom vertel het van Leon Diedriks toe die Koringkrieke daar begin uitklim het. Ek staan ook net langs hom en ek gooi en ook 'n lekker gooi en ek kom niks eintlik agter nie. En hy kyk vir my en hy sê ek dink jou stok het gebreek. Ek sê nee man, want daar's nie soos 'n geluid wat ek kan sê of wat nie. En ek sit hom langs die stokke neer en ek kyk so ek sien Hy's 'n bietjie korter. maar die 11'4" en die 13'6" is nou same size. So toe het ek nou sy silencer afgehaal van hy Razer af. Toe het hy ook seker iewerster op 'n manier net op sy punt want toe gaan die punt ook net so een keer saam met toe ek nou katrol te sien ek my maggies. Hier kom hy nou uit en dis nou soos ek altyd sê jy mens pas daai goed so mooi deeglik en iewerster is dit nou net op 'n manier waar iets dalk Dis per toeval net toe jy gesien van die nuwe pinpoints en is nou is dit nie so Dis gewees heel of per die toeval. dis nou heel Heel per toeval, jou timing is baie Heel per baie toeval. suspicious. Ja, ek weet nie of hierdie ou se arsenaal nog stokke gewere kan hanteer nie. Hy sal vir hom nog 'n garage moet bybou. Dit is definitief meer as wat 1 of 3 persone Normale. nodig het. Ja. maar is Waarmee hengel jy as 'n norm nou? Nou om my gunsteling wat ek meer is my 11'4" premiertjies wat ek mee hengel. Dit is my to-go en as ek my korter afstande is die short range tactical 8 voetjie wat ek vat. Maar my normale soos ek sê wat hardop mens toelaat is dit my normale setup. Toe ons nou te gehengel het, moes mens bietjie die lang latte uitgehaal het om by die lote kan gegooi het. So dan Nou jy toe is kyk bietjie 'n ander game, ja. na jou Razers en jou Rockets en daai tipe goed om daai afstande in te loop kry. Maar nou met hardop wat afstand nie so jy hoef omtrent nie in Keetman stil loop hengel om daar te vang nie. Jy kan daarom in 'n redelike in 'n goeie area van tussen 115 ek en Kaal maak altyd 'n ding 115 in daai area daar miskien 'n bietjie verder selde, maar 115 en terug. Dis min of meer ons distansies wat ons hardop hengel. Afhangende as jy nou jou klein vis wil. We are fine. Thank you. Wat sê, goeie diens op hier. Ja, sê. Welkom in Namibia. Welkom. So nee, dit is min of meer ons En môre? Môre oom is dit is 'n bietjie môre is bietjie is 'n korter game. Ja, kyk die dam. Ja, as jy voorhengel waar daar oewer beskikbaar is, die dam, dit gaan na die middel van die dam toe. So hy dip nog al baie vinnig, baie diep. So daarso is nie so ver gooi. Ja, ver gooi game. Nee, eers 50 meter, 40 meter. Dis regtig nie soos Kaal sê, dit is dis daai en die dam het nou baie water gekry ook. So ek dink ewen ja, dis nog 'n dam wat jy gaan sien wat ek dink selde mense in Namibia al gesien het dat hy so vol is. Dat hy so vol is. Vraag jy wat praat van die reën wat hulle gekry het en die dam wat so vol is. Terwyl ons nou gery het nou al van Keetmans af. Die gras en die goed is dit maar normaal of is dit maar as gevolg van die feit dat jy baie reën gekry het of is dit maar nog die vel? Ek sal sê van onder van die suide af, dit het selektief gereën in die suide is bietjie beter as normaalweg, nog steeds abnormale reënval in die suide gekry. Jou gras staan 'n bietjie vir my wat ons nou met die waardasies en die rondryery doen, kan mens duidelike verskil sien aan die opkoms van die gras, maar waar jy nou 'n groot verskil sal sien is as jy nou henties toe ry. Daar waar dit letterlik, jy sal duidelik sien wat dit is. Jy kan sommer sien dis splinter nuwe gras. Dit was op 'n tyd net woestyn gewees. Ja, klip en waar sand. daar nou letterlik ek sê vir my skoonpa soos ek kan nie glo dat daai woestyn kon daai saad in daai grond gehou het nou en met hierdie reën met die opslag wat dit gekry het is ongelooflik. Alles goed. Kan jy raal? Goed jy? Hallo. Wat die opslag wat nou met daai losbandige bytjies wat daar geval het langs die kus sodat henties omtrent verspoel het. Dit was 'n katastrofe geweest. Ja. Nee, en dit soos daai grasie staan nou mens, dis die eerste keer vandat ek in Namibia is. Ek weet nie van Kaal nie. Hy is nou aansienlik langer aan Namibia as ek, maar dis die eerste keer dat ek dit gesien het dat dit so is. Nou hoe lank is jy nou in Namibia? Ek is van 2017. Nou hoe? Ek weet jy moet nie vir my kyk nie. Nou hoe loop praat jy nou soos in Namibia asof jy nou loop gebore is in hierdie plek? Onthou ek is van Bethlehem af. Het ek omtrent van 2012 af. Bethlehem Vrystaat. Kom jy daarvan af? Ek kom van daar af. So jy's eintlik 'n cheetah. Ek strategies. Strategies. Maar ons moet vir jou 'n blou hoetjie gee. Ja, maar ag laat ons nou nie rugby praat nie. Is jy nou? Ek weet nie wat my ma al kleintyd my gedoen het of my lank onder die water gehou of my kleintyd laat val, een van die twee. Maar op daai manier het ek by die regte span geëindig. Omtrent amper so iets.
Nou maar hoekom jy op die want ek bedoel jy klink soos enige ander Namibier. Ek was verbaas gewees. Ek het op Facebook gegaan. Toe sien ek jy is 'n wet van Bethlehem af. Maar ek en Maar jy Paula loop praat soos 'n het nou van 2012 af wat ek omtrent konstant hier gekom het, so ek weet nie dit het dalk strategies iewester loop afsmeer aan my Ja. of tussendeur iewester, ek weet nie. Want ek sal definitief op van jou stories maar subtitles moet insit want jy praat in prentjies. Ek sal net Yes, my Paul yes, is verskriklik. Gert sal vir ons hy sê vir ons ons hy na sy huis toe wil ry. Nou sê hy vir ons ja, julle gaan hier oor 'n riviertjie. Nou pas net net te sê ry oor die riviertjie. Nou is daai hele storie van waar hy vir ons vertel van die riviere is droog. En Namibië is die riviere droog en hulle het nie vriende nie en dis die kant toe en is dan praat hy van die bultjie en Onthou, ek maak met dit Paul 100% ry. seker julle weet mooi waar om te ry. Maar ons ry daar, sommer daar's water in die rivier. Jy meen jy loer ja, maar onthou Daar's dit. water in die rivier. Nou sê hy vir ons van hoe droog die rivier is en ons ry oor die rivier by Paasewil. Dis nie Dene nie, want Dene het tog 'n bietjie water. Want hy loop selde. Dis môreoggend het hy loop hy nie meer nie. Dis al. Kom ek vertel julle nou 'n ding van 'n rivier hier by julle nou. Ons het kom ons sê dit was 15 plus jaar terug. Ja, definitief. Was ons hierso. Ek was voor dit ook een keer saam met Willie Sewensterle was ons paar manne hier. En toe nou 15 jaar terug en nou eers weer. En die vorige keer toe ons hier was, toe ry ons die dag hier tussen Niks en nêrens. Tussen niks en nêrens. Ons ry hier Ons ry net en met skielik en Ja, alles wil net sê dis jou normale. en Lia en Sakkie en Tanya al drie lê en slaap. En ek spartel self en ek dink nee, Jesus, en die volgende gaan ons oor 'n droë rivier. En sy naam is die Waterval. Het jy hom al gesien? Nee. Nou hy's aan die ander kant Keetmanshoop en ek het die keer 'n pin Ja, location. dan het ons dit definitief nog nie gesien. Ja, nee. In alle geval. En ons gaan oor hierdie rivier en hy sê Waterval. En ek ry oor hom, maar nou sleep ons 'n bietjie. En die volgende binne grense. Ja, net- binne grense. Binne grense, ja. By Paul Sleep sleep maar in 'n trein. perke. Ja. Ja, sleep 'n trein. Niks vinniger as 110 km/h nie. Slek Haal af. ons ligte aan. Ek slek af en ek draai om en ek ry terug. Hulle sê nou wat nou? Nou is almal wakker in die kar. Ek sê kom ons gaan nou iets kyk. Ek draai weer om, ek sê ek gaan nou kyk waar is hierdie waterval. Né? Ek sê ek het net so feeling en ek gaan en ek stop langs die pad. En Lian Tanya sê, hulle klim nie uit nie. Of het Taai ook saam uitgeklim? Nee, Ek dink is net ek en Sakkie. Ek en Sakkie klim uit die kar uit deur die draad en ons loop af in hierdie rivier. En dis seker 'n kwessie van omtrent 100 na 150 meter. Dis toe sit sommer net lekker na my. Van dit af is die mooiste rotsformasies wat jy kan kry. En hierdie twee Daar's twee bruggies. Die twee bruggies is so kom ons sê 100 meter uit mekaar uit. So is twee spruite wat loop en dan kom hulle by mekaar. En daar waar hulle by mekaar kom, die linkerkantste een, soos jy as jy nou afkyk, die linkerkantste een se rotse is hierdie absolute seepglad pink kalme klip. wat so gekalwer is, daai pothole tipe effek, né? Dit lyk soos milkshake of soos 'n roomys. Ja, nie van die keer. Ek gaan nie nou oor vertel. Aangenaam kennis. Nee, dis reg. Wel, dis klein. Dis lekker. Goed om julle hier te sien. Maar Uncle Toby. Hallo julle. Ekskuus dat ek julle Ja, ag, maar ons sal maar weer met onderbreek. maak. Want ek sny dit net uit. Ons sal 'n slang kry. Dis okay. Maar vanavond vir my nog 'n bier kry. In alle geval, toe is die linkerkant se rivier het hierdie regte dit lyk asof jy chocolate strawberry tipe milkshake het wat nou begin smelt en jy meng hom so, jy draai hom so. Dis verskriklik mooi. En die regterkant se spruit het hierdie growwe klip en dan kom hierdie twee bymekaar en dan staan van daai naaldrotse en goed so in die middel. As jy Ons het foto's al van. Ek wou nou net sê, foto's, ons gaan dit opsit. Ek gaan dit vir julle opsit. Dis regtig waar en ek het nou al vir hoeveel mense gesê wat van Suid-Afrika of die kant toe ry, sê kyk net vir my of kry julle daai plek. Want
ons kon toe nou nie onthou waar is dit nie. Glad nie. Ons het 'n idee gehad dat dit was tussen ons het geweet dit was voor Mariental. Ja, voor Hardop. Ons het geweet dit was voor Mariental. Want toe ek gaan kyk, ons het in Mariental, nee, ons het in Keetmans geslaap. Ja. En die foto's, my suster het 'n foto albei my jaar gemaak. Sy het die foto's van daai ding van die rivier was voor die besigheidskaartjie van die plek waar ons geslaap het. So dit moes vir ons gesê het dat dit moes gewees het. Iewers te naby daar. En dis hoekom ek toe nou bietjie uitkyk vir die Ek bestuur toe gelukkig, so my pa nou sit in Maar ook bestuur binne perke. Binne perke. Met jou ligte aan veiligheidsvoorwaardes mooi gestel. Dis so een ding wat ek deesdae kategories kan sê. Sy pa's daar. En sy pa het oud geword. Ons gaan nou almal wat nou hierdie podcast kyk, gaan nou as hulle ry onder verby Ketel, gaan almal nou net kyk vir daai sessie. Maar vir die luisteraars wat wil. As julle wil weet, as julle hiernatoe kom, kan julle my 'n boodskap stuur en dan sal vir julle daai location stuur. Dit is regtig, jy moet maar bietjie ek dink jy moet maar 'n bietjie avontuurlustig wees want jy moet onder deur 'n draad want jy kan sien daar is mense wat daar geloop het in die rivier. Maar as daar 'n draad. Nou ons het glad nie deur die draad gegaan nie. Nooit onder deur die draad gegaan nie, maar teoreties dink ek jy sal seker onder die draad kan deurgaan. En as jy nou daar onder deur die draad gaan, dan sal jy nou daai Dis net ver in die suide vir mense wat lyk soos jakkalse moet net nie dan draad kry Ja. nie. Verder is jy okay. Al wat ek net sê is dit is regtig waar. Dit is een van daai goed wat ek raak gepik het daai dag. Ja. Candy Crush. Dit sal lekker wees, dankie. Ag, dit is Nee, dis nogals interessant om dit. Maar luister man, ons moet 'n bietjie begin gesels rondom Hardap. Ek dink dis ietsie wat Yes. ek regtig oor wil gesels. Ek het nou my rekenaar is in die kar. Ek dink nie ons gaan daai die mappie opsit nie. Dit gaan te moeilik wees om vir julle dit te wys. Alternatiefelik moet ek die laptop gaan kry. Dan Dit kan sou ons goed laat ek sien jy dieselfde ablissie blokkie. Lyk so ek weet nie of is dit nie, ons was nooit so toe En gery. hy so in so hy staan so op 'n eilandjie al Ja, wat op so 'n so 'n punt maak, ja. Nee. En waar jy op daai punt sou gaan, het ons regs gegaan. Ons steeds op die punt opgery. Ons het dadelik hier regs gegaan en dan nog so, ek gaan sê 100 of wat meter aan. Dan maak hy 'n koppie wat so in die water inloop. Ons daar teen daai koppie gesit. het ons wifi by die plek. Nee. Dit sal nie. Kan jy 'n hotspot maak? O, hang vas. As ek weet hulle nog het hulle internet in hierdie land. Dit voel vir my beteken Kyk, dis nou 'n snaakse ding, nee. Ons hengel nou wat Hardap. Ons het laas jaar glad nie Hardap gehengel en die jaar voor dit het ons Hardap gehengel so. Dis moeilik vir ons wat so kort al daai dam hengel. Visualiseer. Nee, Net gewone want naam. ons het nie daai areas gehengel daai tyd nie want daar was nie Dit was water daai, daar. yes. So jy het letterlik net hier voor visvang. Hierdie jaar is eintlik nou die eerste jaar wat ons bietjie exposure kry na daai agterste water toe. Weet jy wat was vir my verstommend, né? out of funds. Nee man. Jesus, dis nou heel toevallig. Hang gou vas. Sterretjie, wat is dit? 685. Jesus, dis Wat is dit? Is hier Wat Eendag 682. Dis nou embarrassing. 68. Ek neem aan Gert betaal nie vir hierdie bier nie. Ek kan sien ek het nie eens daar nie. dankie. Hy het hom nuwe stokke gekoop. Jesus. Dit kan nie wees nie. Hierdie ou hê van my. Dit werk ons op 'n weeklikse. Ja, ek het Wat gesien ek het jy- daai AOE super gekry, maar jy kry sommer so net hier vir ons vat, 700 dankie. ure. Se beltyd. Jy kry 'n redelike pop. 700 minute, dis nie 700 ure nie. Ja, ek wil nou net sê 700 sakkie, jy maniere, moet dalk sorry. net bietjie beter lees. Ek kry hom so 700 wat ek maniere, weet. maar dit is minute, maar dis baie. You don't have Wi-Fi here. Candy Crush. You have? Have. Can I borrow your Please let Wi-Fi, me quickly please? Candy Crush. Listen name 2, small letter number 2. Elisa naam 2. Okay, want soos jy kan sien, Candy Crush, ek sê mos kom skoon goed was. Ooh, sorry. Is dit Elisa naam of Elisa naam guest? Listen name. Okay. Lisenheim. Ja, daai en dan sê hy Elisa naam small letters alles. Elisa naam 2. Hoe's maar mos hier. Jy maar gekry. Hulle staan sit daar reg Ja, agter en- ons. I'm ja, yes. Hier is Wi-Fi.
Dank van. Ek het nie vir jou wifi nie. Maar ja, solank dit net nie vir hulle ook net sê. Alles in Namibië is dit ook maar stadig. Ek hoop jy sny dit uit jou podcast uit. Ek dink dis nou ongepoets van jou. Onthou ons is veilig en in perke. Ons ry met ons ligte aan, safety belts en alles. Could not be Dis joy. vir iemand ek. Wat? Kom maar kyk of ek Die veiligheidsgordels. Ja, dis Sal dit net maar net nie insit nie. Het jy die 2 gedruk? Nee. Nee, Elisenheim 2. Is dit die password? Yes, Elisenheim 2, alles small letters. So dalk gaan hy nou. Ja, hier's hy. Ja, there we Nou go. kry Namibië die Ek het nie die 2 gehoor nie. Dis maar die gehoorprobleem. En jy's onderwysers. Ja, maar ek hoef nie te luister nie. Jy moet vir my luister. Dis die lekker ding vir onderwysers. Ek het my data maar bære. Wat 'n data? Wat 'n data? Dis 'n leeu wêreld hier buitekant. Hulle vat goedjies by ons. Alright, kom ons gaan gou 'n bietjie gesels rondom hoe doen mense screen record op hierdie ding. Weet jy van julle Nee, ding Mac? Kaal sal ek weet sy vrou teene. Nee. O, MacBook. O, ja, maar hoe om screen recordings te doen, ja. Dis 'n nuwe rekenaar, so ek het geen idee nie. Okay, Shift 5. Command Shift 5. As jy kom en jy het nie ingegooi nie, moet jy down en aanbeweeg. Dis 'n vinnige Quick play. Normale gesprek met ons. Net dat ons weet iemand moet gedaan het ons gegaan het. Maar tog gaan my boodskappe deur aan jou toe. Screenshot tool. Ek dink die gewone data is op. My social media en dis nog op. Ek wou sê ek kon nog 'n sigboek hê in die hele storie. Dis kom ek nie agterkom ons pandemonium nie. Goed. Alright, kom ons klets hardop. Ons moet dit nou seker vind. Dan daar's Marintal, daar lê hy, daar lê hy. Alright, so ek hoop die mense kan ons nou sien. So hier's die ingang van daai Yes, hek. yes. Hier het ons reguit aangehou vir wat gevoel het soos daar. 1 million years. Welkom by Namibië se dam, hè? Hier ry jy alles. En dan, ons het gery tot waar jy daar's Nie meer kan nie. Nie meer kan nie, dan sê hulle so daar's ek dink Ons dis is hierso. Daar om daai draai. ja, dit was hierso was 'n pad wat nog reg aangegaan het word. Ons Daar's daar nou entry board. nou bakvis hier, een van hierdie. Ja, moet een van daai wees, ja. Ja. Ja, nou So ons ons Dit is is moeilik om so te sê want jy kan die paadjies sien mens mooi as jy daai Ja. wat ek vir jou gestuur het nou die aand wat ek vir jou gewys het, daai tweede foto was 'n bakvis. wil jy ander view hoe Nee, hoe maar gaan nou eers terug. Wag, kom ons maak so. As jy satelliet vat, yes. Ja. So hier is die satelliet dan. So hier kan jy nou sien, ons het hier afgery. Daar's die eerste paadjie wat afgaan. Daar is die Yes, nou kry jy is wat dit nou is hierdie bakvis. aangaan. Is Wat dit die nou aangaan? bakvis? Ek wil net so gou kyk. Nee, dis nog terug. Nog terug. As ek ons nou reg is, ons kom ons van die ingang, paadjie af. Hier gaan die ingang hier iewers te wees. Die ingang gaan hier iewers te wees. Wat daai bord, hier is die entrance gate. Okay, daar's die entrance, yes. Nee, dan hier is die eerste Dan vang jy met daai oop hier is die eerste paadjie wat afgaan lê. Daai stingelstres. Is hierdie stelsel Meer bekend as Stengelskoepe. stingelskoepe, maar dit is 'n losbandige oewer, so ons noem dit stingelstres. Ja, so ons gaan nie Maar so dit is nou nee. Nou was die teensluiting waarvan jy. En dan nou nee, dis nie eintlik soos ek sê, dis nie eintlik 'n teensluiting. Ons praat net soos van 'n teensluiting, maar dis eintlik net Okay, maar hy waar gaan is maar net dit? reg uit. Dit moet nou as jy aangaan, hier draai ons nou af bakvis toe. Okay, so ons Ons moet by daai ene as hy mos nou so loop draai, dan gaan hierdie mos nou agtertoe, as ek reg is ek so sê. Dan hierdie gaan dan nou agtertoe. Jy het met daai paadjie nou agter het nog gegaan. Yes, jy het nou aangegaan en dan nie daar afgedraai met daai paadjie gaan jy af na bakvis toe. Yes. Ek gaan nog aansak. Nee, so ons gaan toe aan en aan. Tot by die nou Toe entry. draai ons hierso. Daar kan jy sien, daai is nou entry plekkie, toe draai ons nou hierso af. Toe ry ons nou hier af. Toe ons hier kom, Dis daar paadjie. nee, ja, hierso kan jy die paadjie sien. Yes. So ons het hierso 'n gemsbok gesien wat hier deur 'n valley gehardloop het. So toe sê my pa dat jy kan sien dis daar maar die links en regs van ons. So ons gaan self daar doodry. Toe sê my pa, dis dalk die teensluiting waarvan jy praat. Ek vra nederig om verskoning. Ons- Man, hier ons- is Jy sy het nie met my gepraat nie, hè? Ons wag vir daai teensluiting. Ons het hom al gesê dit is dalk 'n eie aansluiting. So toe het ons nou maar besluit om hier, maar hier is ons water. Toe vat ons Hier's ja, nou- daar's hier's die dis- dam is daar oral. My pa wil aanvanklik het my pa gesê ek dalk hierso sit. Nee, van die oewer was dit was klein klippies geweest en dit het nou mooi Actually, uitgegaan. 'n decent oewer gewees. Maar ek het my pa gesê dit lyk vir my vlak. Dit lyk vir my
Ja, asof dit Ideaal. illegaal is. Dit lyk nie asof dit. So toe ons hier omgery en toe ons eventually hierso opkom, toe moes ons hierso die kar 'n bietjie in volbaai vol gesit. Ja, daar toe sit ons in volbaai. Nee, maar dit Teen was daai koppie op. Hy het oor kruisgate gehad dat hy so 'n bietjie geklim het. So toe is ons om daar so 'n bietjie in vierwiel. Ja, Ek weet nie, ek was nog nie daar nie. So ek gaan vir jou hierdie is vir my. Ek luister nou vir jou meer aandagtig. Sakie, dis nou daai van as daar iemand is wat weet waar jy nou was en waar jy is, asseblief laat weet. Ja, want laat weet vir Sakie. En daai huisie was nou op hierdie pad. Daar staan. Ek weet nie of daai huisie Okay. is. Ek het al gesien. So, dis want nie ek sal So eintlik- het julle daar gehengel? Nee. Hierdie sal nou onder water wees. So ek sê die huisie sal hier iewers Dis hier so julle het dan min of meer hierdie area Ons dan het presies gehengel. hier gesit. Yes, Ons het presies hier gesit. Hier's daai kommetjie wat links van jou was. Want Waar jy gesê het wat jy gehengel ja, het. so die pad het gesplit want ons het op hierdie boonste pad gery. Dis my pa weet jy wat, dit is onnodig vir ons om nog aan te ry want Okay. hierdie lyk Ja, reg hierdie mooi. kan lekker. Toe reverse my pa So- terug en toe kom hy so. So hierdie wat julle so as julle hier gehengel het julle moddergat gehengel. Dis moddergat wat in daai rivier inloop. Daar was redelik skuinstes en Ja, opdrandes. ja, is reg. Agter jou. Ons het tot teen hulle Ja. teen daai Tot waar jy skuinses nie kan hengel nie. Ja. En dit is daai soos selde het ons al daar loop hengel want die dam het soos jy kan sien. Nee, so ons het nou die dag daar gehengel kompetisie en ons het daai pen getrek waar jy nie die onderste paadjie kon vat nie. Jy moet So bo gery. ons het bo gery en bo gestop en jy het maar jy het maar afgedraan gehengel. Ek het op daai boonste paadjie. Maar wat 'n beautiful oewer, né? Yes, dis pragtig. Bietjie wat nie kom ek sê so nie die mooiste oewer nie, maar lieflike water. Waar ons gesit het, ek belowe vir jou, daar was klip, nee, maar daar was nee, nog twee dis groot dit klippe is nie. gewees, nee, maar ons stands het regtig lekker En ons reguit het- gestaan. Ja, jy kon netjies gestaan, Yes. lekker gehengel, lekker spasie. Maar lieflike water. Ek het ingeloop en ek het die vis geskep en gesit. En jy kon geloop en dit was nie 'n Kleintjie. enkel breker gewees. kleintjie te vis gespeel en hy het gaan haak, Maar dis weens nê? Onkunde. sy speel 'n vis stadig, obviously want sy weet nie. Ja, Maar hoe maar mense maar dit die punt is die vis het gaan haak. Sit nie voor daai pilaar nie as jy En fyn. dit is die Wow, ja, okay. dit is die enigste keer wat ons gehaak het vir die Die dag. hele Ja. Maar dit is ook daai dit wat ons nou afkom vanaf. Ek dink baie van daai water is redelik ook skoon water. Ek dink met daai enorme water wat loop inkom, dink ek is redelik van daai goed is onder toe afgeskuif binne in die dam self. Soos toe ek en Kaal met een kompetisie toe hy net begin inloop kry, daai wat ek vir oom die foto's aangestuur het toe ons letterlik die dag die penne daar gestaan het en die volgende dag toe kon niemand gehengel het nie. Toe sit daai jy kon letterlik dit het gelyk of jy see omtrent gehengel het. Jy moes die stroom gelees het. Jy gooi omtrent 3 penne aan dan sit Kom hulle sit net hulle hier hier voor voor jou. jou. Net mooi, letterlik. Dit is omtrent min of meer, dis nie is half dus ek kan nie 3 penne nie, maar meer dan jy moes aansienlik amper by die ander ou se penne gestaan het om te gooi, dat jy hom net mooi uitbalance om hier voor jou op te eindig. En dit het naderhand baie keer dan lê jou lyne stil en min daai indrails wat gekom het dan sien jy net daar gaan jou lyn en dan onder die water of bo op die water is dit net soos 'n klein takkie gewees, maar eventually as jy nou instap en jy gaan kom dan kom jy met een hengse stomp uit die water uit. Dan sê ek altyd vir So al die Kaas goed wat daar van die rivier loop af soos wat dit daar inspoel onder en hulle inloop inkom en dit en was ongelooflik geweest toe daai dam begin water kry het. Ek dink die plek waar ons gesit was definitief. nee, dis beautiful. En Nee, dis wat beautiful. lekker was is ons het wat nie wat lekker was nie, maar ons het dit nie gesoek nie, maar ons het dit gesien, ons raak gestop. Uitgeklim en gesê, "Ag, dis nou maar waar ons gaan sit." En sodra ons nou begin rondkyk het, kan jy sien ons moetie goed op die grond. Waar mense En ons lemoen, daar was lemoenskille gewees wat nog nie droog was nie. nou as mense wat onlangs Nê? So wat beteken wat ek sê vir my pa dat ek weet eers of dit die naweek was nie, want 12 uur was daai lemoenskille kurkdroog gewees. ja, dit kan ons ook net Dit was teen toe aan die dag wat die social sessie vorige dag daar was. Ek kan nie dink dat daai lemoenskille 'n hele dag in die son kan lê en nog malleable wees. Daar's baie mense wat vir 'n dag selfs hier van Windhoek af ry net vir die dag om aardap te gaan hengel. Omrede ons het net soveel damme wat ons kan hengel in Namibië. Dis of noute wat meestal jou kompeterende hengel wat ons mag gebruik, jou mense hengel om soms social, maar dit is te ver vir ons net vir 'n dag se Ja, ry. jy moet jou Dit is hy's so 550 van jou. so dit is 'n redelike afstand. Soos Moet ons met kamptoerusting was kompeterende- saam lion. Ja, saam jy ry. kan daar kamp. Dit is al daar's nie soos ambulansie geriewe of niks en daai nie. So jou ander opsie is nou maar is of aardap wat jy kry. Oonop is ook in Reebot, jy het die Reebot gekry. Dit is ook 'n ons het laas naweek het ons daar gaan hengel.
Ja, nou laas Woensdag. Of ja. Dis laas Woensdag, ons aanhou. Hulle hengel nie deur die week nie. Hulle werk. Nee, Maar maar dan ons het lang naweek gehad. Ja. nee, Namibië het op 'n Woensdag. Namibië was laas Namibië was week omtrent op 'n gewees. vakansie Want ons gewees. verras met 2 werksdae, die res was vakansie daar. Ons het, gewees. Ons het geleef ja. laas week. So toe het ek en Kaal bietjie oonop gaan hengel waar jy ook dan gekamp het wat jy ook, hulle het ook hulle geriewe na goed wat ook ongelooflike gesonde, baie mooi netjies se vis het. Oonop en dan het ons Wombag wat ons nou môre Ek was nog gaan nie by hengel. Von Bach nie. Ons het die vorige keer toe Was die ons was daai- ons by Oonop. Ons het daar Het ons daar gewees. gestop en gaan kyk hoe lyk die dam. Maar ja, sê gou vir my as 'n ou nou 'n bietjie meer praat oor Hardap. Iets wat my baie opgeval het gister is die manier hoe die vis gebyt het. Ja, dit was Hoe byt hulle as 'n norm by julle? Voordat ek nou sê hoe hulle van ons gebyt het. Okay, so vir my het ons maar altyd Hardap vir my was nog altyd dis 'n lei. Dis 'n lei optel en 'n byt en dan tot jy daai vis hier voor kry. Maar By jou die byt, en die dan byt, begin raak hy Die byt? nee, ek kan nie die byt. hoe byt hy? Hoe byt? Wat sien jy? Nee, ek sal nie sê ag dit is Nee. as Kaal nou self soos maar praat jy eers lank. Nee, ek sal sê dis 'n lei byt maar daar jy sien 'n optel. Ek het nog nie by Hardap eintlik als 'n reel run Dis fyn snaaks. geervaar dit nie. is ook presies daai wat ons tipe gekry het. visse soos Okay. wat presies jy wat nou ons gekry het. Dit is En dan kom hy voor en dan raak hy raak moeilik en dan skep jy hom en sien jy Ja, jy's maar hierdie hier is 'n vis en waar nou weer by Von Bach byvoorbeeld en hooplik kry julle die kans om dit môre te sien. Kry jy 'n reel run en dan dink jy, "O, hier's nou." En dan bring jy hom in, dan sit 'n kilo 800 gram kilo karp. Jy sal sien soos hierdie damme En ek en Gert het al baie daaroor gepraat ons het van hierdie nasie al- hoe damme Hardap is in 'n lei by dam. verskil by ons Dit- ongelooflik. En iets wat ons wel opgetel het is dat hy byt dit lyk soos 'n muddy byt. Yes. Ons in val dan nou Hy- maar ken as 'n muddy byt. So hy speel so 'n bietjie rond, Yes, en dan- ewe skielik net dan gaan hy net so dan tel hom of wat hy net so Yes, gaan. al, Ons het yes. 2 keer dit gehad waar hy die stop van die pen afgetrek het. Amper waar hy teen die Maar hy net so ge Hè? Weet Maar jy, dit is ook nie dat hy hom dan het hy nou 'n bietjie gebyt en jy trek dit net om net die slek lig net die slek uit En dat jy die en dan vergeet jy bytrander- om die bytrander aan te sit. dan- En dan vat hy hom aan. Maar dis nie dat hy omtrek dan jy hoor gewoonlik hy lyn vlieg so as hy dit gewoonlik Ja. doen. Maar dis glad nie dat dit gebeur het nie. Hy het toe getrek dan hang hy daar. So en jy jou kan sien daar Hardap was nie het ook krag jou nie. jou netjies so groot vis soos mense ek en Kaal altyd gesê het mense sal verwag van daai tipe vis om hoe hy te loop. lyk en hoe hy Dat hy omtrent, vir as jy jou hom stoei. uitkry, dat hy vir jou stoei maar dit is nie maar dis soos Kaal sê net daai voor jou maar dis soos daai kompeterende hengel daai visse maak jou net kwaad hulle weet al hulle maak jou jolig van daai kant af en dan hier voor wanneer jy moet tyd opmaak gewoonlik dan wil hy nou jou vat om in die park te ek sê wat speel. my vreeslik opgeval het van dit is die oomblik as jy daai ding slaan, dan voel dit of jy 'n baksteen het. Hy hang net so. staan- Hy Dis hang so net. harde. Dis 'n ek sê vir Sakkie dit voel asof jy met brei dengel. Daai direkte Solid, nie, Dis hy- so solid yes, like dit was vir my opvallend. Maar as gesonde vis. Nee, dit is daai. Dis nou die een ding van Hardap, En dis is hy ook gee soos vir jou met- gesonde Met vis. nou te weer kry jy sulke klein, dit lyk amper soos 'n pitbull karpies. Hy's klein met so 'n ordentlike skoffie. Daai dingetjie vat weer soos in die ou dae. Daai wat jy nou presies van praat van daai skoffie. Ek het dit vir my vrou pertinent. Sy het 'n ek weet nie of sy hom gevang het of ek hom gevang het. Maar dit is so klein karpie, so 500 gram, daai panvisie, daai so panvisie, maar regtig klein, maar hy het hierdie verskriklike skof. En ek het 'n video daarvan. Ons kyk of ons daai video kan insit. Van waar daai visie is en ek sê vir haar, kyk hoe klein is hy, maar hy het klaar so groot skof. In Volendam as jy 'n vis kry met so 'n skof, dan moet jy dink hierdie is 'n ou vis. En jy kan sien daai is nie 'n ou vis. Nee, hulle kom in omtrent soos jou damme en dan met Hardap weer so is. Weer Oonop is weer van daai dis 'n soos jou normale wat mense sal dink. Hy byt netjies en dan swem hy. Soos hy kan partykeer ons het van daai vis gekry wat swem, dan kan jy agterkom, okay, nou het jy kan eintlik half ek sal met Oonop se vis kan jy al 'n bietjie skat. Okay, die ding is omtrent waar jou Von Bach sê ek en Karl altyd kyk, daai vis is kwaad vir iets. Almal is groot tot jy hom genet het. Julle dan Dit dink is- baie meer waar damme, lekker damme is wat ons het. Ons het net regtig val daar. Ons het val dan. Nee. Ons het 'n paar nee. plase, maar ek bedoel julle het Oonop, julle het Von Bach en Waar dit verskillende Hardap, bodies net so water. tusseltjie verder Ja, as maar wat maar ek moet byvoorbeeld vir koppies oom by ons is. ek moet ook nou vir oom dit bysê en oom sal ek nou môre sien as oom by Van Bach kom. Ons probleem is dalk nie so seer die dam nie, dis die oewer.
Soos ons is baie beperk. Ons het 'n probleem met oewer. Dus jy kan nie hoe kan ek sê reg rondom soos môre met Van Bach, dis eintlik 'n baie goeie film. Jy kan of een kant staan of aan die ander kant staan. En as jy daar staan niemand anders te daar nie, want daar is nie plek vir iemand anders te staan nie. Dis daai, so ons gaan op ideale tyd wanneer dit in die week is. En baie interessant, Hardap het jy as die dam te leeg is, dan sukkel jy met oewer. En as die dam ook nou te vol is vir kompeterende hengel, dan sukkel jy ook weer met oewer. So dis jy kort daai beperk met daai kliprand en daai so baie keer is dit net hoe's Hardap op die boot? Ek sweer jy haal die woord uit my mond. Nee, ons is nie in daai bevoordeelde posisie. Ons moet bietjie vir julle kom kuier, vir ons sakke kom kuier. Ja, dat ons op 'n boot kan. Nee, ek dink nie. Ons moet julle verstaan. Ons met die boot. Met die boot. Maar ek sê 100%. Dit gaan goedkoper wees om 'n boot hier te koop. As om hy op 'n Grietjie van Johannesburg af te sleep hiernatoe, dink ek dit gaan dalk goedkoper wees om 'n boot hierso te koop. Maar oor die boot, ek weet nie of hy al in sy Bethlehem daal bietjie boot hengel. Okay, maar definitief nie in ons damme nie. So boothengel nie. Maar dit al gepraat met julle daai bootlaunch. Ja, ons het ons dit is 'n nee, daar's hulle het dis so kompeterende. Is dit dinge is fase gesê wat mens hengel? Nee. Ja, nee. Ons doen dit nie. Dis nou daar waar die vrouens gesê het, soos nou moet ons bietjie stadig. Nee, soos dit is baie om baie keer as ons het nou met die vorige kom die wat een was dit? Was die laaste nie die een voor die laaste een? Ja, die tweede laaste ene was dit gewees sodat ons kompeterende hengel gehad het met ons van die oewer en dan die LTB die dag gewees wat hulle fisies op die hootjies was. En hoe het hulle gedoen? En jessie, daai het dit regtig senior tipe karpe. Wat was daai een karp gewees wat die ek gaan maar dit absoluut. was so groot. Soveel meer rede om dan net met die boot hier te kry dat ons kan kyk en kompeteer. Wat so nee, dit is 'n ding wat jy doen nie so populêr omtrent soos ons is maar 'n baie selektiewe in elk geval 'n groep wat hengel. Ja. LTB jou oeverhengelaar, dit is selfs jou sosiale mense hier is nie so baie omrede jou damme is ver uit mekaar uit. Dis nie altyd bekombaar met jy moet 4x4. Dit is soos Karl sê, dis nie elke dag van jy rok gou jou familie uit en jy gryp jou Kia en jy sleep sy met daai uit nie. Vreeslike groot bassboot wat hier by julle staan. Waar hengel daai ou met die bassboot? Ons het nie net so boek jou. Festus. Johan, yes, hy hengel bass. Yes. Ja, maar waar as hy hengel Van Bach. Dit is Van Bach en Oonop. Waarvoor het hy so 'n groot boot nodig as jy sê Van Bach is nee, dis 'n senior dam. Dis nie oewer wat klein. Nee, Van Bach is net 'n dam. Daar's net die oewer nie. Daai dam skaf omtrent vir ons water, Okahanja water en As jy mense ek het heeltemal 'n verkeerde tank. Nee, jy gaan nie môre 'n klein dammetjie sien. Dis 'n dam. Maar jy gaan nie baie oewers. Maar dis die ding, die oewer is baie beperk. Omrede dit ook in dis letterlik soos Karl gesê, dis wat is wat in die berg of dit 'n light tackle boat land is hier. Nee, hier as jy 'n boot het kan jy smile. Ons moet maar vir Grietjie afstuur hierna. Ek en Karl sal hom vat op hierdie koop. Wat ons sal doen is ons sal as jy nou rustig is daar aan die ander kant as ek 'n maai natuurlik. Ja, julle wag maar gewoonlik vir sulke goed as ek. Maak ons weer 'n videoetjie. Dan sit ons 'n insetsel vir jou in die video. Ja, as jy ons net Sakkie kan jy net in hierdie week se podcast maar probeer môre 'n bietjie by Van Bach 'n barberstokkie langs die kant ingooi. Ek dink julle mag dalk as julle gelukkig is vir Gerrit vra om vir my 'n stok in te sit, maar ek dink ek gaan vir hom vra om te gooi. Ek is bang ek breek sy stok. Ja. Ek sal haar hondskeer daar agter in die gras vir 'n koringkriek. Ek wil net hê jy moet hoor hy vlieg. As jy hom gooi al lekker. Gerrit praat van hierdie koringkriek. Ek dink nie ons het dit nou genoem. Ons gaan nie in die podcast, maar hiersoos toe ons hierdie grenspos gegaan het, was dit vir my dis nou waar ek dit die eerste keer gesien het. Ons is op die grenspos en ons sien hierdie verskriklike groot swart kriek goed en springkaan. Meer soos springkaan. Ja, dit lyk soos springkaan op steroids. Hy is gebou om te hou. Sonder vlerk. Ek roep my vrou, ek sê vir hom kyk hierdie goed. Eers ek dit sy neem foto's van dit. Min weet ons dat ons gaan 'n dag later gaan ons daai goed wegskop en probeer wegkom van hulle af. Ja, nee, hulle is nogal ook aan as mense nou sou stil staan en daai tipe rof goed. Nou hy kom aan. En ek het baie daaroor. Dit is sulke verskriklike groot, hierdie swart goed. En maar hulle raas, hy wat nou sê van die twee as hulle maak nie norms gelykheid. As hulle mekaar fight, dan skree hulle en hulle eet mekaar. Nee, dit is soos twee Jack Russells agter 'n tennisbal aan. Dit is iets. En hulle rol so, dan hoor jy net nee, hulle fight, hulle gaan te keer. En ek kan vir julle sê gister
staan ek en ek kry my eerste lekker kapie uit en kleintjie staan daar om 'n foto te neem en net laat ek so smile. Toe sien ek hierdie ding klim so. Maar hy's hier op haar skouer. Nou staan sy nie 'n video is my pa. Sy is hier so besig. Meanwhile back in the ranch bekruip hy koringkrieke. Nou weet ek hierdie ding is so ver van haar nek af. Want sy weet nie van die skermitsvulling wat op pad is nie. En gelukkig verstaan sy glad nie 'n woord Afrikaans nie. En ek kon toe vir Sakkie sê, Sakkie, kom ons stop net gou. Kyk, daar sit een van daai goggeljonders op haar skouer. Verwyder hom net asseblief. Nou ja, toe sit darm 'n redelike kalm ontslaa raak van hom. Maar dis 'n aardige ding. Maar nou sê Gert vir ons dat dit is definitief 'n goeie aas vir Baber om te gebruik. Dit is ek en my pa het 'n gesprek gehad, daar's al gesê van dit. Maar ek kan onthou dat ons laas keer toe ons hier was, dis donkie jare terug, het ek 'n ding gesien van 'n vreeslike reuk. Hulle sê dat hy 'n vreeslike reuk en ek het gedink dit gaan dalk afsittend wees. Hoekom die voëls dit eet? Ons sê hoekom eet die voëls dit? Nee, dit is daai. Hy gee as mense hom sê maar nie dat jy self dan hom nou altyd wil vat en vroetel nie, want dit is 'n onplesierige ding om vas te hou, want hy definitief nie vroetel. Hy het redelike hakkies aan tipe goed, so dis ongemaklik om vas te hou, maar wanneer jy hom nou eventueel aan die hoek het en jy's klaar en mens ryk, dis as soos 'n immunia. Hoekom ryk jy jou vinger raad jou gehad? Ek gaan nie sê hoekom nie. Ryk was nie altyd soms nie besig met iets was nie. Sakkie, jy gaan nou môre, nê? Môre gaan jy saam met Gert camp hengel en dan gaan jy iets baie spesiaals sien. Hy was meer sy stok as wat hy die stok in die water ingooi. So dis hoekom hy ryk want hy moet aan. Maak nie seker als is netjies en skoon. Dit laat my dink aan 'n ou vriend van my wat nou nie meer met ons is nie, meneer Lani laat te gaan. Lani het sy emmertjie water gehad, maar hy het nooit sy hande daarin gewas nie. As ek vir hom, ek verstaan dit nie. As hy klag, as daar iets aan sy hande kom, dan gaan hy dam toe was sy hande in die dam. Die water moet skoon wees. Dis vir sy bietjie water op die vloer wil hê op die daar. Dis netjies, dit klink na Gert se tipe mens. Dit is my tipe mens daai. Ek sou lekker so kon hengel. Maar Gert, sorry, net gou vir jou sê. Ek probeer as ek kan om nooit my water skoon water te skep eers nie. Of het dit gister gemaak? Ek vat daai water en ek smeer daai bol. Was my hande in die water en gooi die stok sodra klaar is, vat ek van daai water en gooi dit in my voer en ek meng die voer in, want ons maak mos nie. Ja, oom het 'n interessante manier van voer aanmaak. So, met die bakkie. Ek het die heeltyd gooi ek van al die geure wat ek al gebruik het. 'n bietjie in my voer. 'n bietjie in die voer. So stelselmatig kom dit in die voer in en ek weet nie. Maar verduidelik vir ons nou hoe hak jy daai goggeljonder? Hy het omtrent soos 'n bakkie se bashplate wat nou agter op sy rug loop sit. So as jy mos redelik jou ryg hoeke wat jy vat met jou mos jou redelik jou agterkant wat mos jou lang steeltjie het. Ag, ek glo jy kan enige ander tipe hoek, dit maak nie saak solank dit 'n groter tipe hoek is. Ryg jy hom van agter af onder toe. So sê maar as jy hom nou so sou vashou, sy kop is doei kant en sy rug is hier, dan gryp jy hom agter om die skiltjie. Dat die hoek nou agter op sy rug uit en lyk dit omtrent asof jy bass hengel. En as dit net een. Ons sit net een aan. Nee, daai ding skree so as oom twee aan sit sal die vis wegjaag. Nee, ons sal sien as hy daar gooi maar. Ons sal sien daai ding, dis 'n kosbare geluid wat hy maak. Jy kyk nader aan een van daai, ek dink hulle is so nuuskierig vir dit. Ek dink dis nou soos as iemand sing, soos Kurt Darren, hy jaag weg. Dit is ook so Steve, hy bring nader. Mense weet nog nooit nie. Maar dit lok nogals redelik. Dit is ons het twee verskillende approaches gehad gister met daai goed. So aan my pa se kant het my pa besluit hy gaan hulle trap. Hulle kom net al Ek tap dans heeldag. En ek het besluit om te skop. Jou kant is jy het gewen. Ek skop hulle Ja. en my pa trap hulle, nê. Maar by my, daar's nie een in sig nie. Ja. Maar by my pa is daar 'n hele kloot. Ons daar aan Hulle vrede daai Ja, nee, dit is daai. En nou trap my pa hulle weer. So hulle kom daar so te eet en hulle Dis wat ek sê, die ek lyke het- word Ek het 1000 dood getrap. Kom nog naderhand heerlikheid die vis kyk die stand, maar toe sit hulle onder die stand al begin. Nee, daai is regtig, ek dink dit is sy reuk wat hy afgee wat ek nie as jy hom hak in elk geval, dit gaan ons nou agter in sy rug in sy kluis ingewande in en dit skei 'n reuk af. Mense kan dit ens ryk dit. So ek dink nie so erg is dit dalk 'n geluid of iewers sou iemand gewonder het is dit dalk 'n geluid wat dalk vis nie. Ek dink eerder dis daai reuk wat hy afgee want dit is 'n stinkerige tipe reuk wat hy afgee en ek dink dit is maar hoekom die bawer so nuuskierig definitief nie vang en ryk nie. Maar kom ons om die ding af te sluit. Kom ons gesels gou net
laaste gesprek oor hardloop, dit is nou maar die ding wat ek dink ons moet bespreek. As julle nou hardloop toe gaan, kom ons sê julle gaan bakvis toe of jy weet nie presies waar jy gaan sit. Wat is 'n average go-to plan vir julle? Afstande, geure. Ek het toe ons daar in die fabriek gestaan het ek vir jou voice het ek vir jou gevra wat se geure en goed is dit. Sê gee vir ons bietjie. Kom ons bly nou maar op die geurprofiel meneer. Nee, ons weet jy ken net skalks, maar dis aanvaarbaar, maar kom ons hou maar by die profiel. Ek dink ek sal begin. Okay. Vir my is hardop, ek is nie iemand wat glo in dips nie. Nie dat ek nie dips opsit nie. Ek dink dips is 'n persoonlike ding wat werk vir jou. So in 'n hardop is ek nooit skaam met 'n perby en 'n heuning en dan 'n FX. Dit is gewoonlik my go-to en dan een van ons klablede het vir my absoluut gehoek aan 'n TCP en 'n FX en 'n Peaches. En 'n peach. So enige lekker sterk vrugtegeur en 'n TCP en dan hy en maar lekker fluoresien. Ja, fluoresien is so groen. TCP groen. Ja, 100% groen. Dit is so dit is my 'n hoeka self 'n bietjie net met 'n deegie, net wat jy vat, net in 'n florroutjie. Skit. En dan voel ek jy kan nooit verkeerd gaan met 'n mask nie. 'n Ebony, 'n Joanna, enige een van daai maskgeure. Maar vir my, ek sê mos wat vir my werk gewoonlik hoef nie vir jou te werk nie. Ek dink as dit kom by 'n dip, is dit 'n baie persoonlike ding. Afstande nou weer. Ja, dit is hardop ek dink dit is waar dit. Hardop is 'n groot soos Karl ook net sal sê, ek dink ons het tussen my en hom as penmaats het ons redelik al ons konsentrate het ons redelik uitgesorteer. Soos dit is jy kan weet hierdie dag jy kan al 'n bietjie lees met dit. Jou hoekase is absoluut ook net baie keer sal Karl as hy ook net sê luister ek het sê maar nou die flout in 'n deeg agter deeg voor daai tipe goed nie 'n deeg nie harde flout. Jou aasprofiele die dag kan ook vir jou deurkom, maar jou afstande hardop is 'n baie groot ding. Om daai afstande net reg te kry wanneer jy dit kan regkry, is jy in die kol met hardop. Ja, kom ons hardloop 'n bietjie. Gee vir ons 'n bietjie van die inligting. Wat se afstande sou julle sê waar bakvis 1, bakvis 2 langsrand 105 moddergat. Baie naby. 60 meter. Gelukkig het ons met Dani gesels. So Dani het ons ook gesê hy het vir ons gesê meer langsrand en ek in my kop het ek gedink dis langsrand. Ons weet nie waar die T-aansluiting is. Omrede dit nou nog steeds die T-aansluiting. Ons wag nog vir die T-aansluiting. Die indikator aan aangesit, ligte is aan, safety belt vas, man. Aangeneem dit is langsrand en ek het daar vir my pa gesê dat kom ons hengel daai. Ons het nie lang stokke gehad het, ek het die stof gebreek. So ons het net een opsie gehad vir 'n langer stok. Was nie die. Nee, so ek dink as jy bakvis area kyk, die muddies is nou met die water wat ingevloei het en ek hengel nog nie lank genoeg om te weet hoekom dit gebeur wat gebeur nie. Maar die muddies is weg. So ek weet nie wanneer hulle weer terugkom nie. So jy weet 'n muddie kry jy enigiets tussen 10 meter en 25 meter en dan sal ek jou Kaaps is 'n 65 to 85 en dan 'n 100 tot 115. Ja, dit is in my opinie. En dan as jy nou weer 'n moddergat hengel, dan bietjie nader want die dam raak so bietjie vinniger dieper daar. Maar dit is vir ons baie pertinent. Iets wat ek met my pa altyd gesê het is dat ons kan nie glo ons het nie 'n ander spesies gevang nie. Ek het pertinent omdat ek in daai kommetjie gesit het. Toe sê ek vir my pa, "Jesus, lekker." Jy sal dink in daai area. Ek het letterlik 'n stok gevat en ek het hom gegooi op ek dink nie dit was 25 meter van die kant af nie. Van my af was dit seker 'n goeie 40 meter. Maar ek het hom letterlik in daai kommetjie ingegooi. Ja, redelik met daai inloop. Ek het gehoop dat dit gaan en hy het vir so daai klein kaapie wat ons gevang het met die skof. Dis daai klein visies, daai klein kaap, daai jong kaapie. So dis daai letterlik 'n area waar 'n mens dink daai muddies moet lê. Maar dis hardop is ook wanneer jy die water ook eerlik kon gesien het, dit bly maar dis 'n vuilkleerdam. Jy sal weer môre van wag sien. Daai water is skoon. Helder. Jy kan maar met daai inloop en daai tipe goed het jou muddies bietjie weggeskuif, maar ook weer met die droogte met wat die dam wat so kwai laag was, het ons ook gesukkel met mense wat genet het en daai tipe goed. So jou klein vis het uit so 'n perspektief ook 'n bietjie skade gekry. Dit en ook deur toe dit so laag was, omrede met die hardop skema is party van die water wat uitvloei. Is daar siwe in.
En baie van daai tipe goed, ons het een hengelgroep wat ons op was, daai sewe is ook redelik vol van jou klein vis gewees, want jou klein vis word makliker ingetrek om nou in te gaan in daai kanaal in. So dit het ook veroorsaak dat baie van daai klein vis omrede dit mos so 'n gekonsentreerde area geraak het omtrent al daai klein vis nêrens hier gaan nie, so dit was omtrent net one way gewees en dit was surf toe gewees. So in daai opsig het redelik, ek dink die klein vis het bietjie skade gekry in daai Hulle behoort vinnig aan. Ja, omdat dit mense sê dit behoort daarom redelik. Maar hulle is nog nie. Dit is daai ons het nog hierdie hele jaar dat ons kompeterend gehengel het ons nog glad nie. Ek gaan ons nou nog glad nie op die show gesê nie, maar ons het daarom gister 'n redelike ek sal sê 'n suksesvolle dag gehad. Ek net voor jy dit sê, vir julle 'n as julle gewone kompetisies hengel, is dit ook 10 van 'n spesies of is dit jy vang wat jy wil? Ja, ons het bag limits van 30. 30 vis. Nee. So 30 'n spesies en dan 30 karp, 30 so. en muddy, geelvis en barber het 'n lengte limiet en die Kaaps is open. En die karper het ook 'n lengte limiet, ja. Okay. So daarvoor is net jou karpe wat nie. Okay, nou 'n gewone as julle gaan nou sommer net 'n liga of 'n ding hengel, whatever julle Net 'n gewone national season. Né? Wat dan? Wat vang julle? Wat is 'n sak? Wat vang 'n goeie 'n lekker gemiddelde sak? Nee, oor die algemeen met al die vis saam, sou ek nou net sê as om per spesies nou net. Nee, al die vis saam. Nie as mense al soos ek en Khaled met van 'n goeie dag sal ons sê het ons dan so by 'n 25 sakke party ouens wat naderhand hulle sak mos nou so vol maak dat jy naderhand al begin uitse van dit. Jy sal min kompetisie daar hê waar iemand en meer as net een iemand. Daar sal altyd 4-5 ouens wees, veral op hardap wat hulle maak hulle sakke vol. Ordentlik en so wat kar betref. Wat kar betref. Ja, soos ek sê die klein vis is nou so klein bietjie weg. 2 jaar terug hardap se hengel, dan maak jy maddies vol. Jy maak jou maddies sommer vol binne die eerste 2,5 ure van die dag en dan begin hengel jy karp. Okay, en as jy dan nou so vir karp hengel, wat is die gewig dan? Ag kom dit wissel soos met jou hardap, dit is redelik soos ek sê, dis dan jou groter tipe vis wat uitkom. Dis selde dat jy sommer onder 1 kilo sal ek sê dat dit sommer uitkom. Nee, dit is jou 1.2 kg karpies, daai gesonde klein karpe tot en met jou groterige karpe by jou 3 kilos in daai tipe wat uitkom. So nou en dan is daar iets sittertjie wat 'n 4 kilos in daai breek. Maar dan hengel julle darm oor die algemeen meer in die somermaande. Ons hengel net so. Ons hengel net nie so. Ons is nou op breek het ons hengel glad nie. So as julle en 'n Sondag. As julle vir my 'n kansie kan gee, ek weet daai eerste kompetisie op hardap het die vis nogal baie mooi uitgekom. Maar kan ek vir julle dalk bietjie die goed lees wat terwyl jy dit soek. Kan ek gesê dat ons het dan regtig nie 'n bad dag gehad nie. Nee, ek het vir jou gesê dit is ons het met 4 stokke gehengel. So dit was ek my ma, my pa, ons het met 3 stokke gehengel. So ek het 'n stok gehad, my pa het 'n stok gehad, my ma het 'n stok gehad en toe op 'n van die dag het ek nou 'n tweede stok bygekry. Ja, maar dit was my eksperimentele stok. My het net later die dag myne geword. En ons het definitief, ek sê vir ons het nie getel ons het nie hou net daar gehad nie. Ja. Ons het definitief, ons het oor die 30. Ek is redelik seker dat ons het oor die 30 vis gevang. Ja, maar ek dink dit is far-fetched om te sê dat ons is op 35 nie. En met 'n average van definitief seker 2.5 kilos. Ja, ek het na die einde toe ek gedink dat ons kon selfs daai average dalk baie freaking naby aan 3 kilos gehad het. Nee, hardap die laaste klomp vis was karpe, daai ekosisteem is regtig 'n gesonde. Dit is daai jy kry daai netjies so groot en dis daai toe Sakkie gisterand met die foto stuur van daai visie. Toe sê ek vir Paula, ek kan dit nie glo nie. Ek het vir hom maanskyn en rose beloof. En nou stuur hy net netjies. So nee, dit was dis vir my bietjie moeilik, skie Sakkie, om te unhide op my foon. So ek het nou net die laaste kompetisie se Excel sheet wat nou gehide is daar. Maar en die mense kan my korrek as ek verkeerd is, maar het daar 6 mense die 100 kg gebreek met hulle 30 Kaaps. Dit was dis dalk bietjie kom ons sê 4 mense. Ek weet van Karel en ek weet van en was dit nou voor die dam water gekry? Dit was met daai naweek toe hy net so begin het, ja.
water. Dis daai naai wat ek dieselfde ek met oom gesels het ook net toe ek die foto's aangestuur het. So Dis boot. Ja, jy weet maar nou moet mense ook vat dat die vis is gekonsentreer, nou skielik kom al vars water in, daai vis gaan op 'n feeding frenzy, want skielik kom al kos in. Dit gaan lekker wees. Dit absoluut. Nee, dit was Maar ek en Karl. want as jy dit vergelyk met hoe die dam nou is, Ja. nou sit jy in die situasie daar's baie natuurlike kos in die Hulle is water. gesettle. Ja, hulle is nou ek redelik gaan kyk of gevestig. ek Die kry. temperature het geval, daai tipe goed. So ek dink dit was Nee, dit was soos daai vir al daai ek en Karl het ons was so bevoorreg geweest daai naweek om 2 oop penne te kry. Al wat sleg was, die Sondag kon ons nie gehengel het nie want toe al ons penne in die hele oewer is toe met water. So dit was Ja. een dag net. Ek sê vir Karl, dis nou net ons lak. Ons trek Saterdagoggend en die Sondag trek ons nou mooi. Ons het oop pen. Ons is 100% ons reg vir die sessie en toe ons aankom maar by die oor toe sê ek vir Karl, luister. Ek wil nie dit of dat sê nie, maar ek dink die weegskaal is in die middel van die dam. En ek sien geen pen nie. Karl sê nee man, dis net kyk net mooi. Ek is soos maar ek sien nie 'n pen van 'n dag oud nie. En eventually Dis kom die bietjie ouens moeilik. wat die vorige dag daar by die oewer gehang het. Hulle is soos nee, luister die sone se penne is omtrent nog waar die weegskaal is nog so 20 meter aan. Dis ons soos ja nee. So ons hengel dan nie vandag nie. En ons het letterlik waar ons toe gestaan het en nou met mekaar bespiegel het of ons nou gaan hengel het ons 'n streep getrek. En terwyl ons nog gestaan en vergader het toe kon jy letterlik sien hoe kom hy dam op. ek moet 'n correction maak. Dit was nie oor die 100 kg se vis nie, dit was oor die 100 punte, vispunte. Okay, vispunte. Vir die punt. So ons werk 1 punt per vis, 1 punt per kilogram. So as ek net kyk na hierdie punte, daai eerste kompetisie 8 Februarie, Groot sak vis. 124, 130, 107, 111, 122, 129, 105, 104, 139. Vis in kilos. So Jy kan haar. so 30 vis 94 kilos, 31 vis 99 kilos, Nee, dis senior visse. 30 vis 92 kilos. Aanstuur van daai kompetisie. Dit, Kan jy dalk opsit. Ja, ek sal dit definitief, ek dink die mense sal dit. Ja, hier is 32 vis 97 kilos. So dit is jy vang ordentlik. Dit is per persoon. In totaal was ons nie gister baie ver van dit af. Nee. Nee, dit is Ek gaan sê ons was definitief kom ons sê by 80 kilos. 30 vis 80 kilos. Ja, ek dink ons het 'n baie lekker dag. En dit was vir my dit was een van daai goed waar dit is 'n memory vir my. En dis die belangrikste. Ja, en Ek dit het was echt 'n een lekker dag se Engels met my ma, my pa en my vrou gehad. My vrou 3 vis gevang en dit was moet weet om meeste sien om Op daai haar vis. dap. Nee, en sy het gefish, sy het Geleef en shine. een vis was in die vasgehou die en wat doen sy nou klaar hande gewas en klaar reggemaak om te ry. Dit was lekker Dis gees, maar is dit nee, klaar. dit was 'n lekker gees maar ek is nou 'n bietjie klaar. En 'n mens moet dit ook respekteer. Ek wil graag dis ek wil graag hê my vrou moet weer sonde gaan hengel. Dis 'n ongelooflike dam om te hengel. Ja. Soos dit is as mens nie en ek sê ook dit het vir my en Karl kompeterende hengel dit vir ons gemaak om daar te hengel. Ek dink nie ons sou sommer 'n social daar gaan doen dit nie omrede mense soos ek sê, mense wil maar rondom die pot net hengel waar dit het ons nou daai dam vir ons nou bekend gestel en dit is 'n regtig ongelooflike ekosisteem wat daai dam lewer. Maar nee ja. Alright julle, ek dink die tyd het ons 'n bietjie gevang. Ek begin bietjie Dankie, koud kry. dankie, Ek dankie. dink ons moet bietjie 'n koffie of ietsie gaan drink na hierdie bier of net 'n bier gaan drink iewers te nader aan die vuur. Maar dit is seker 'n beter opsie. Absoluut. Ger, dit was regtig 'n absolute dit was regtig lekker om bietjie hier by julle te kom kuier. Lekker dat julle by ons is. Hopelik kan ons dit weer so doen in die toekoms. Dit is nou maar vir my van Met die Vietnam boot. af bietjie moeilik. Met die Ons wil boot. definitief Met die begin. Maar terwyl jy in Vietnam is, Terwyl jy is Julle eksklusief. julle kom maar doen as julle wil maar ek sal dit ook kom try. as jy die boottrip hiernatoe mis, dan kan jou pa ons twee se Vietnamese trip mis na jou toe. Ja, ons Balanseer ons so. Lekker nek. Ek meen Yes. Like dit gaan 'n pil wees om te elke keer 'n sakkie vir my sê hy gaan Bullsien toe as ek of Bulls Arena toe. Bullsien is 'n plek in die Transkei, net so Matthew. Maar in alle geval Bulls Dit in Arena toe Loftusversveld. dan ek daai volgende dag ek kan nie werk nie. Ek kan nie
Ek is van vroegdag af as ek op die telefoon Kom nou, ons kan waar is die opgewonde, wat gaan foto's, aan, wat hoe lyk gaan dit, aan, wat- hoe nou, wat nou? Ek bedoel ons 'n 5 ure time difference. Nee, so as dit 7 uur by my is, dan is dit 2 uur die oggend by julle. Ag, Nee. So 8 uur dan kry ek 'n boodskap van my pa, dan is dit 8 uur my tyd. So dis 3 uur die oggend in Suid-Afrika. Hulle lê my So, pa aan die bed, lyk sy al dit daar. opgewonde Is jy vir jou. okay, eerste vis in, hoe lyk hy? Foto's my nou. Nou ja, man, Kaal, dit was lekker om jou weer te sien. Yes, Dit is baie 'n goeie- dankie. 'n goeie paar Sorry, jaar dankie. laas Was, voordat ek jou laas gesien het. Ons waardeer dit en Ons ek het al hoop julle lank gesels oor die Ja, podcast. nee, ons kom nou al 'n geruime tyd wat ons nou gesê het. Yes. So, ons wil hierdie doen en ons gaan dit doen en ja, hier sit ons nou. Dis wat ons sê en ons doen dit. Kaal, Jan, julle moet lekker vis môre. Ek gaan dit 'n skiep Ja. gee. Ek het ongelukkig werkverpligtinge en dan ja, geniet julle see Al werk dit trip op ons en- boot kan koop. Ja. dit julle klink vir my na 'n beter idee. Dit klink vir my persoonlik na 'n goedkoper opsie vir my. Jy weet ons moet investeer. Net nie verras as jy hier kom en dis net een van daai gewone dingetjies nie, want dit is net Want ek weet julle het 'n lughawe hierso en ek dink dit is baie makliker om vir my vrou 'n visa te kry in Namibië toe as Suid-Afrika. So julle Heel is nie moontlik. verbaas as ek as jy net eers net die opdok, net sê, Julle is hey, altyd ons welkom. ons Julle is- is altyd ons is- Hier is welkom. genoeg leefplek. Net dan wil ek 'n paar dankie sê. Dankie. Ek het 'n paar duisend kilos gery om hier uit te kom. Gewoonlik ry paar net so om die pot Ek het nog 'n paar duisend kilos om terug te ry. Dit sonder jou. Ja, Dis so ons Ja, dis nog erger om te ek los my paal 'n bietjie daar in Swak- in swak op walvis. in Walvis, yes. Wel, ek het dan gesien dan hoe skiet sê jy ons terug. Kaap toe. Kaap en Okay. So die twee van hulle gaan alleen terugry, maar ek dink hulle is redelik happy want hulle gaan weet Ek jy is maar so seker weer by van- Hartafstop dan naderhand ons kry daar mense, ons dis 'n hele oeverval tot iemand daai 7 of 6 kg karp kan kry en dan maak oom hom jaloers. Miskien draai die Boeing terug. Ja, maar die ding is ek gaan kyk of ek 'n groot bronsie kan vang in Mosselbaai. So julle gaan vir my dalk Daar 'n is hy. 7 kg, julle gaan dalk vir my 'n 7 kg Kaap wys, dan gaan ek julle dalk 'n 100 kg bronsie wys. Sal hom maar sleg raak Kom om ons vlieg. Kom ons hoop maar vir die Maar jy het beste. nog volgende week is nog Hentels Baidels ook. En dan het ons nog Hentels Baidels ook. Ons Nee, ons gaan dis daar nog raai. 'n bietjie Ja, jy moet jou bronsie sommer henties loop Ja, vang, maar jy jy hoef hoef nie nie mos om eens te baie vlieg, te jy kan gaan. net oefen nie, so dan Ek wil van nou jy net maar sê. aan die ander kant. Ek hoop net daai golfbaan gee vir het golfsokke om uit te verhuur. Ek wil graag daar 'n bietjie in die sand gaan rondspeel. Ek dink jy moet maar liewer my stel dalk net vat. Ek wil dit net vir jou sê, want ek dink jy gaan daar kom 'n patter in 'n pitch witch en dan sê jy Maar ek dink dis altyd mens nodig het in die sand. en ek wil nou net sê jy moet net onthou hier by ons hier is droëlope hier jy. Dis Ek dink jy moet nou klaar maak. Alright. Kyk, Alright, ek ons sien julle staan nou volgende al, week. maar ek gaan nou versuip. Ons sien julle volgende week, selfe tyd, selfe plek. Allee. dankie Sakie. Cheers julle. Cheers. Alright, hè. Maar hierdie Namibië se liter, nee, voel groot. Ja, sê- Waar gaan ek heen? Net reguit. Net reguit. Net reguit. Tot by die tee aansluiting. Jessie, dankie.